Ek is Melania Maasdorp, ek is in Laerskool Linwood in graad 5. My tema is vloek en my onderwerp is vloek liewer soos 'n koek. Om te vloek is nie dapper, beleefd of wys nie. So sê die Engelse digter en vertaler Alexander Pope. Geagte voorsitter, dames en here, wat vir my interessant is van sy van is, as jy die laaste P en E omruil, dan is hy Alexander Poep. Ek weet dis die tipe woord, wat selfs die koeke onder ons laat kriewel en bloos. Maar dis presies waaroor ek wil praat. Ek dink as jy meneer Pope se advies wil volg, moet jy maar liewers vloek soos 'n koek, selfs wanneer jy jou klein tweentjie teen jou bed se poot stamp, dan lyk of hy in 'n ander rigting kyk. Ek staaf my aanbeveling aan die hand van 3 argumente. Om te vloek bly maar omstrede, vervang is beter as vloek en daar is niks fout met 'n bietjie preets nie. Ek val sommer weg met my eerste argument. Ek dink ons almal weet daarom wat vloek is en dit bly maar omstrede ding. Die sielkundige Dr. Laura Nash skryf op neuralaunch.com in die 14 September 2024 artikel Psychology of Swearing and Foul Language, dat daar is so iets soos taboe woorde. Vloek is 'n uitdagende deel van hoe mense praat. Ek reken dat, miskien het die ATKV juist die tema gekies, sodat kinders op skool kan sien. Hoi, maar dit is moontlik om te kan praat sonder om te vloek. Die uitdaging is juist nie om hier voor te staan en te vloek soos 'n matroos nie. Ek stel voor, jy moet maar liewers vloek soos 'n koek. Maar, as jy eers daai gewoonte aangeleer het, is hy moeilik om af te skud. 'n Gewoonte klei soos klitsgras aan 'n wolkombers. Ek beweeg aan. Die webwerf wehavekids.com stel voor op 7 Augustus 2023 in die artikel Swear Word Alternatives, geskryf deur die taalkundige ene Thomas Mapsey, dat die van julle groot mense wat gereeld in die omgewing van kinders is, of by 'n skool werk, moet kinders leer om meer aanvaarbare woorde te gebruik. Dis nou wel Engels, maar ek is meer oortuig om eerder chateaubriand te sê as 'n woord wat baie van julle dalk al vandag gedink het. Al ooit die 1989 film Oh Shucks, It's Schuster gesien? Wel, daar is 'n lekker kort vervanging vir daai een wat te graag ons lippe wil verlaat wanneer ons in die moeilikheid is of laat is. Sien julle, vervang is beter as vloek. Laastens, dit is nogal moeilik om 'n antoniem vir vloek te vind, maar dit kom eintlik net neer op 'n heilsame taalgebruik. Dit beteken nie jy hou jouself heilig nie, alhoewel baie van julle dit mag dalk dink. Vandaar my vloek soos 'n koek ontwerp. Wetenskaplikes bewys kwansies dat vloek jou slimmer maak en 'n teken daarvan is dat jy meer intelligent is. Dis nou volgens artikels soos Swearing is actually a sign of more intelligence, not less, say scientists, geskryf deur die sielkundige Dr. Richard Steffens op 1 Februarie 2017 op sciencealert.com. As dit die geval is, bly ek eerder 'n dom koek. Dankie. Ek stem saam met Sierra Felucci, ma van 2, skrywer van 1 Junie 2023 artikel Practical Tips for Toning Down Strong Language op commonsensemedia.org. Sy leer haar kinders, alselfs dink jou maatjies dis cool komkommer om so rond te loop en te vloek, laat dit jou eintlik onvolwasse en glad nie so stylvol laat lyk nie. Nee wat, dames en here, ek sê, vloek liewer soos 'n koek, want om te vloek bly maar omstrede, vervang is beter as vloek, en daar is niks fout met 'n bietjie preets nie. Want om te vloek soos 'n koek is nog steeds beter om dit soos 'n matroos te doen. Dit lyk en klink net beter. Dankie.